Ok, kom ons gaan aan met lesie nommer 4. Ons is nog steeds besig met die storie van Abraham in die boek van Genesis. Nou as julle kan onthou met die vorige lesie wat ons gedoen het, het ek hierdie uiteensetting neergesit van hoe Abraham se storie geloop het. Al die pad van Haran waar hy gebly het en waar God vir hom gesê het, gaan na Kanaan toe, tot by Moria waar hy sy seun moes geoffer het. Nou ons trek nou huidiglik by die storie van Abimelech, daar se waar die pyltjie ingesit het, maar voordat ek daarmee aangaan, wil ek net gou weer kyk na die belofte wat God elke keer vir Abraham gegee het. En dit word nou verteenwoordig deur hierdie nommertjies wat ek aan die onderkant gesit het. Kom ons kyk gou na die beloftes wat God nou reeds vir Abraham gegee het. Die eerste keer was toe hy nog in Haran gebly het, toe sê God vir Abraham, gaan na Kanaan toe, want daar gaan ek vir jou 'n groot nasie maak en ek sal jou seën. Toe Abraham in die land kom, toe gee God vir hom weer 'n belofte en hy sê vir hom dat ek gaan hierdie land wat jy kan sien, gaan ek vir jou en jou nageslag gee. En dan die derde keer was waar Lot die Jordaanstreek gekies het en God sê toe hierso vir God sê toe vir Abraham dat ek sal jou nageslag maak soos die stof van die aarde. Die vierde keer is waar Abraham uitgegaan het om vir Lot te gaan red het van Sodom en Gomorra, was deel van 'n oorlog gewees en hierso sê God toe vir Abraham dat ek sal jou nageslag maak soos die sterre van die hemel. Die vyfde keer was waar God 'n bloedverbond met Abraham gesluit het. Kan julle onthou waar hy die diere in die helfte moes gesny het? Nou hierso het God vir Abraham gesê dat die land wat ek vir jou gaan gee, gaan wees vanaf die rivier van Egipte, nou dis die Nylrivier, al die pad tot die Eufratrivier. So dis eintlik 'n baie groter stuk grond wat God aan Abraham en sy nageslag beloof het as net die klein stukkie Israel soos wat ons hom vandag ken. En dan die 6de keer waar God vir hom die belofte bevestig het, was toe hulle die besnydenis ingestel het. En dis waar Abraham se naam verander het na Abraham toe. En hierso sê God vir hom dat daar sal konings uit hom uit voortkom. En die groot koning wat uit Abraham se geslag uitgekom het, was Jesus. En hy sê vir hom dat hierdie land sal 'n ewige besitting vir jou nageslag wees. Nou les 3 het afgesluit met die storie van Sara wat swanger geraak het in Genesis 21 vers 2. Sara het bevrug geword en vir Abraham in sy ouderdom 'n seun gebaar op die bepaalde tyd wat God genoem het. Nou ons moet onthou, Abraham is teen die tyd al 100 en Sara is 90 jaar oud. So dis eintlik fisies onmoontlik vir hulle om swanger te raak, maar ons God spesialiseer in die onmoontlike. Dink byvoorbeeld aan die storie van Lazarus. Lazarus was al dood gewees, toe het Jesus opgedaag. Nou vir die mens is dit natuurlik onmoontlik, maar vir God is dit moontlik. En dan in hierdie situasie weet ons dat dit was God gewees, want dit is absoluut onmoontlik vir ons, laat daar 'n deurbraak kom. Nou elkeen van ons is bewus van 'n geestelike oorlog wat in ons gedagtes gebeur. Ons vlees beklei daagliks met ons gees. Byvoorbeeld jou liggaam sal sê, o nee, dis te koud om op te staan, ek gaan nog net so klein bietjie langer in my bed lê. Maar jou gees sal vir jou sê, staan op, lees jou Bybel, spandeer tyd saam met God voor jou daaglikse gejaag begin. Nou Ismael en Isak is 'n voorbeeld in die Ou Testament van waar ons gees en ons vlees die hele tyd oorlog met mekaar voer. Byvoorbeeld Ismael was gebore uit die natuurlike. Hy was gebore uit die vlees. Onthou julle, Abraham en Sara het hulle eie vleeslike plan gemaak toe Sara nie swanger geraak het nie. En dan Isak was gebore bonatuurlik. Hy is gebore uit geloof. Isak was die seun van belofte, maar was eers gebore toe dit fisies onmoontlik was. Nou onthou, Ismael was nou al amper 14 jaar oud gewees. En in Genesis 21 vers 9 sien ons dat Ismael het Isak begin spot. En Sara sê toe vir Abraham, jaag hom weg. Maar Abraham was lief vir Ismael gewees. Maar God sê toe vir hom, doen wat Sara vir jou sê om te doen. Nou ons word lief vir ons vleeslike gewoontes. Dit is mos wie ons is. Om saam met vriende te drink en te kuier is lekker. Jy is dalk die laai van die party en jy is lief vir daardie gedeelte van jou lewe. En nou, as jy kerk toe gaan en jy wil jou lewe verander, nou sê God vir jou, word heilig, verander jou leefstyl. Maar is moeilik, dieselfde met Abraham, dit was van baie moeilik gewees om Ismael te laat gaan. Want onthou, hy is nou al 13 jaar saam met hom en is moeilik om sy seun te laat gaan. Nou hierso het ek gesit dat Ismael, onthou hy verteenwoordig nou die vlees. Nou die vlees het gespot met die gees. Ismael verteenwoordig die wêreld en die werke van die vlees.
Nou ons het nodig om ons Ismael weg te stuur om in God se belofte van ons lewens in te stap. Nou dit is 'n toets tussen twee liefdes. Vir Abraham was dit 'n toets tussen die liefde tussen Ismael en Isak, en vir ons is dit 'n toets van ons twee liefdes, die wêreld wat ons vlees verteenwoordig en ons geloof. Nou, God het nou vir Abraham beloof dat hy sal mooi kyk na Ismael. In Genesis 21 vers 13 sien ons, maar ek sal ook die seun van die slavin tot 'n nasie maak, omdat hy jou kind is. Nou wat toe nou gebeur het, is Abraham stuur toe vir Hagar en Ismael weg, net met 'n brood en water, en hulle gaan toe in die woestyn in. En onthou dit is 'n vrou alleen met 'n tienerseun, sy het nêrens om te gaan nie. So toe die kos en water nou klaar is, toe sit sy redelike ver end van haar seun af weg, want sy wil nou nie sien hoe gaan haar seun dood nie. En sy huil, en met die praat die engel van God met haar, en hy vra vir haar, kom ons lees gou-gou, in Genesis 21 vers 17, toe God met haar praat, toe sê hy, toe hoor God die stem van die seun, en hy vra vir Hagar, wat is dit met jou Hagar? Wees nie bevrees nie, want God het na jou stem van die seun geluister. Staan op, ek sal hom 'n groot nasie maak. En vers 19 sien ons, daarop het God haar oë geopen en sy sien 'n put. So daar was al die pad 'n put gewees, maar sy kon hom nie sien nie, want baie keer as ons so vasgevang is in ons probleme, kan ons nie altyd die uitweg sien nie, want ons is net gefokus op die probleem. Hierso is ook 'n voorbeeld waar Hagar net so gefokus was dat sy het nêrens om te gaan nie. Sy en haar kind gaan doodgaan, en toe sy nie eers die put raak gesien nie. God moes vir haar gewys het, hier is 'n put. Genesis 21 vers 17 staan daar, God bemoedig haar in die woestyn Beersheba, en God was met die seun, en hy het opgegroei en in die woestyn gewoon en 'n boogskutter geword. So God het mooi na Ismael gekyk, en Ismael het 'n groot volk geword. Nou in Galasiërs 4 sien ons dat hulle sê dat Sara en Hagar verteenwoordig twee verbonde, twee covenants. Ons lees in Galasiërs 4 vers 22, Abraham het twee seuns gehad, een uit die slavin en een uit die vrye. Vers 24, en dit is sinnebeelde, want die vroue staan vir die twee verbonde. Nou ons het nou al twee verbonde gesien al reeds wat God met die mens gemaak het, en die een was in die tyd van Noag, waar hy 'n verbond gesluit het en gesê het hy sal nooit weer die mensdom uitwis met water nie, en ons het nou al die verbond gesien wat hy met Abraham gemaak het, waar hy vir hom gesê het dat ek sal jou seën en ek sal jou God wees. Nou in Exodus sien ons 'n verlenging van Abraham se verbond, en God sê ek sal vir julle 'n God wees, volg net die volgende voorwaardes. Nou Ismael, ons het nou net gesien, dit word verteenwoordig deur twee verbonde. Onthou nou dat Ismael is die vlees en Isak is die belofte. Nou Ismael, hy is gebore uit die slavin uit. Hy is gebore na die vlees. As jy lewe volgens jou vlees, is jy 'n slaaf tot sonde. Want onthou, Ismael was 'n kind van slawerny gewees. Maar Isak, wat gebore is uit Sara, hy is uit die vrye gebore, hy is gebore uit die belofte. Sodra jy jou lewe oorgee aan God, is jy vry van sonde. Die bloed van Jesus het dit vir ons moontlik gemaak om dan vry te lewe. Nou, waarom het ek hierdie twee prentjies gekies? Nou, voordat ek hierso lees, gaan ek net gou vir julle verduidelik. Ons gaan in 'n latere studie meer leer van wat God se plan was met die wet, want wat ek het hier die twee prentjies wat ek opgeset het aan die linkerkant is berg Sinai, waar die volk die wet ontvang het. Onthou hulle die 10 gebooie saam met Moses, en dan aan die regterkant kan julle sien verteenwoordig die kruis. So ons moet nou nie soos die Israeliete vashou aan die wet, of ons moet dan vra, as ons nou net in Jesus moet glo, wat is dan die doel van die wet nie? Want Jesus het self gesê, ek het gekom om die wet te vervul. Jesus het die wet opgesom as, jy moet God lief hê en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As jy God lief het, sal jy nie sy naam uitelik gebruik nie. As jy God lief het, sal jy nie afgode aanbid nie. Nog 'n voorbeeld, as jy jou naaste lief het, sal jy nie jou naaste doodmaak nie. En as jy jou naaste lief het, sal jy nie hulle besitting steel nie. So Jesus het werklik die wet kom makliker maak, as ek so kan sê, deur dit op te som in die oogpunt van liefde. Die wet en al sy reëls,
as dit vanaf 'n verkeerde hart gespreek word, laat dit ons mismoedig voel. Dink aan al die reëls in die Ou Testament. Dit sit ons aandag op alles wat ons verkeerd doen. Dit laat ons so slawe voel van die sonde. Maar as jy besef, sodra jy jou lewe vir Jesus gee, is jy vry. So hierso het ek 2 versies ingesit. So aan die linkerkant sien ons vir Berg Saaienai, en Berg Saaienai verteenwoordig dan nou Isak en die eerste verbond. En dan aan die regterkant het ons vir die kruis, en ek het daar geskryf, is Jerusalem daarbo, en hier is ons vry, ons is kinders van die belofte. Nou, as jy lewe onder die wet, in Johannes 8 vers 34 staan daar, elkeen wat die sonde doen, is 'n dienskneg van die sonde. Onthou hierso is dit nou, ek bedoel nou die vlees. En dan in die regterkant Johannes 8 vers 36, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Nou kom ons doen net gou so 'n recap. So die Bybel sê dat Sara en Hagar was 'n voorbeeld van 2 verbonde gewees. Nou die eerste verbond was gegee by Berg Saaienai gedurende die tyd van Moses. En ek lees vir julle Eksodus 24 vers 7 en 8 in Engels. Then he took the book of the covenant and read it in the hearing of the people, and they said, all that the Lord has spoken we will do, and we will be obedient. And Moses took the blood and threw it on the people and said, behold the blood of the covenant that the Lord has made with you in accordance with all these words. Onthou nou, God het al 'n bloedverbond met Abraham ook gesluit, en hier is net 'n verlenging van die bloedverbond met Abraham, en hierso sluit hy die verbond met die volk. Maar in Jeremia 31 vers 31 staan daar, dat the days come that I will make a new covenant with the house of Israel, not after the covenant I made with their fathers. Nou die oorspronklike covenant, soos wat ons kan sien hier aan die linkerkant, is die wet. Nou soos ek vir julle gesê het, ons moet nou nie soos die Israeliete raak en vra, nou wat is die doel van die wet, en Jesus het gekom en die wet weggegooi. Nee, Jesus het gekom en hy het self gesê, hy het gekom en die wet vervul. En soos ek vir julle sê, dat wanneer 'n mens onder die wet lewe, of as jy net gefokus is op die wet en al die reëls in die Ou Testament, dan voel 'n mens later soos 'n mislukking. Jy voel, so ek doen die hele tyd net goed, verkeerd. Maar sodra jy jou hart vir die Here gee, dit is dan nou wanneer God se liefde in jou inkom, en dan is dit so bietjie makliker, want soos ek vir julle verduidelik het, as jy lief is vir iemand, as jy lief is vir God en vir die mens, dan sal jy outomaties al daai reëls in die Ou Testament volg, maar dit gaan nie vir jou voel dat jy's 'n slaaf daarvan nie. So daarom is die nuwe verbond aan Jesus wat op die kruis gesterf het, en ons lees daarvan in Lukas 22 vers 20, weer eens in Engels, en dis gedurende die Last Supper. And likewise the cup after they had eaten, saying, this cup that is poured out for you is the new covenant in my blood. Matteus 26 vers 28, for this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sin. En dan kan jy self gaan lees, ook in Hebreërs 9 vers 15 praat hy van die eternal covenant. So dit is dan nou 'n verteenwoordiging van die 2 verbonde, wat ons regdeur die Bybel van lees. En dan, soos ek in die begin gesê het, ons trek nou by die storie van Abimelech. Nou onthou julle, Abimelech is die storie waar Abraham weer eens gesê het, nee, Sara is nie my vrou nie, dis my sussie, en Abimelech vat toe vir Sara as sy vrou, en God waarsku hom en sê, nee, daai is iemand anders se vrou. Dit was die laaste storie wat ons na gekyk het. Nou, op die einde, nadat Sodom en Gomorra nou verwoes was en so, toe het Abimelech teen gesien dat Abraham is 'n geseënde van die Here. Dis beter om saam met hom hande te vat as om vyandskap tussen Abraham te hê. So toe het hy en sy leeroowerste na Abraham toe gegaan en gevra, kan hulle asseblief 'n verbond sluit. En ons sien dit in Genesis 21. Abraham sluit 'n verbond met Abimelech, want Abimelech sien dat God is met jou en alles wat jy doen. En dan die volgende storie wat ons nog gaan kyk is die storie van Isak. Ek gaan nou nie die hele storie doen nie, ons sal afsluit met die volgende lesie oor die storie van Isak. Kom ons begin net gou vinnig met die storie van Isak, want ons is nou nog nie klaar met die belofte wat God vir Abraham gegee het nie. So ons trek nou by Berg Moria. Nou wat gebeur het, na hierdie dinge het God vir Abraham op die proef gestel. Genesis 22 vers 2 sê God aan Abraham, neem jou seun, jou enigste wat jy lief het, Isak, en gaan na die land Moria en offer hom daar as 'n brandoffer op een van die berge wat ek jou sal aanwys. Nou wat 'n brandoffer is, 'n brandoffer beteken dat jy gee alles vir God. Dis soos daai liedjies wat ons sing, I surrender all. So dit is wat 'n brandoffer is.
Nou, die vorige versie het gesê dat God gaan vir Abraham wys waarheen om te gaan. Nou hierso 'n paar duisend jaar later sien ons dat Berg Moria is presies daar waar hulle toe die tempel op die einde gebou het. Kan julle sien aan die bokant is Mount Moria en dan net oorkant die vallei kry ons vir Golgotha waar Jesus gekruisig was. So die oorspronklike berg waar Abraham vir Isak sou geoffer het, is dieselfde berg as waar hulle 'n paar jaar later die tempel gebou het. En dit is my so mooi, ek het 'n prentjie daarbo gesit waar jy kan sien teen in die tyd van Abraham hoe dit gelyk het. Aan die linkerkant het jy Mount Moria en dan het jy 'n vallei in die middelkant en dan aan die regterkant het ons vir Mount Calvary en dan staan daar between two mountains God made a way for us. Genesis 22 vers 14 en Abraham het die plek genoem die Here sal voorsien sodat vandag nog gesê word op die berg van die Here sal dit voorsien word. So hierdie berg is nou nog steeds waar Jerusalem is, waar die Temple Mount is. Nou ons almal ken die storie dat Abraham het sy seun gevat met van sy diensknegte en hulle het na Berg Moria toe gestap om 'n offer te gaan gee. Nou hulle het nie 'n dier gehad om te offer nie, so Isak self het toe gevra, nou papa, wat gaan ons offer? Want hy het selfs die hout gedra. En toe hulle naby aan die berg kom, toe sê hy vir sy diensknegte, julle kan nie onderbly, en net hy en sy seun het opgestap boontoe. Nou as ons kyk aan die oogpunt van Isak, nou Isak was nou al tussen die ouderdom van 5 en 13. Nou kom ek so sê, ons is nie 100% seker hoe oud hy is nie, maar dit was nadat hy gespeen was, so die hoofstuk net voor hierdie, in Genesis 21 vers 8 lees jy dat Isak was gespeen gewees, en as jy hierdie Genesis 22 hierdie stukkie gaan lees, sal jy sien dat Abraham noem hom 'n seun, en hy is ook oud genoeg om die hout te dra. So dit beteken hy was enigiets tussen die ouderdom van 5 en 13. En Isak vra toe, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir die brandoffer? Nou, onthou Abraham, so oud is hy nou, amper 113, ek kan nie dink dat Abraham kon sy seun optel en hom op die offeraltaar gesit het nie. So heel moontlik het Isak self op die altaar opgeklim. En net toe Abraham sy kind wou doodmaak, toe sê God uit die hemel uit stop. Ek kan sien jy het my baie lief en jy het nie nodig om jou seun te offer nie. En toe is daar 'n rammetjie wat vasgevang is in een van die bossies bo op die berg. So toe kon hulle daai ram geoffer het vir God. Nou, hoe ek wat self 'n ouer is, wonder partykeer dat hoe was dit moontlik vir Abraham om hierdie besluit te neem om sy kind te offer. Nou jy lees in Hebreërs 11 vers 17, deur die geloof het Abraham, toe hy op die proef gestel is, Isak geoffer. Ja, hy wat die belofte ontvang het, het sy eniggebore geoffer, aan wie gesê is, in Isak sal jou nageslag genoem word, want hy het gereken dat God mag het om homself uit die dood uit op te wek. So wat hierdie versie verduidelik, is dat Abraham het geweet dat God het beloof 'n paar keer gesê dat Isak is die kind van belofte en ek sal jou 'n groot nasie maak uit Isak uit. Nou, God het dit, ons het nou al self gesien, 6 keer vir Abraham gesê. So hy het geweet dat as Isak nou moet doodgaan, sal God hom dan uit die dood uit opwek, want die belofte lê op Isak se lewe. So toe nadat Abraham nou bereidwillig was om sy seun te offer, toe sê God dan nou die laaste keer aan hom, in Genesis 22 vers 16, ek sweer by myself, spreek die Here, omdat jy dit gedoen het en jou seun nie teruggehou het nie, dat ek jou ryklik sal seën en jou nageslag grootlik sal vermeerder, soos die sterre van die hemel en soos die sand wat aan die seestrand is, en jou nageslag sal die poort van die vyand in besit neem, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën word. So nou het ek weer eens hierdie 7 beloftes net so uiteengesit, en dan die geel stukkie wat ek daar in die middel gesit het, is dan nou van toepassing op ons, want ek weet nie of julle die liedjie ken, die sonnaskoolliedjie Father Abraham has many sons, en ons is deel van daai seuns, Galasiërs 3 vers 29, ek lees in Engels, and if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. So wat hierdie versie sê, is wanneer jy jou hart vir die Here gee, is jy deel van hierdie belofte, deel van die belofte dat God gaan vir ons 'n stukkie land gee, God gaan ons seën, ons sal wees soos die stof van die aarde, en soos die sterre van die hemel, en dan ons sal vrugbaar wees. Nou vrugbaar is nie net altyd kinders nie, dit is rykdom, dis
joy, en dan die laaste ene, dan sê hy dat ek sal die poort van die vyand, of ons sal die poorte van ons vyand in besit neem. So dis tyd dat ons hierdie beloftes vir onsself neem, want dit is wat daai versie in Galasiërs 3 vers 29 beteken. Nou, die volgende stukkie wat ons dan lees, is waar Sarah dan dood is op 127 jaar. Nou, my dogtertjie spot en sê dat sy het seker gehoor dat haar man was op pad om haar seun te offer, en dit het toe nou veroorsaak dat sy doodgaan. Maar dit was nou nie so gewees nie, want Sarah was 90 jaar oud gewees toe Isak gebore was, so sy was omtrent so 105 jaar gewees toe hy geoffer was, en hierso kan ons sien dat sy is dood op 127. En toe het Abraham 'n stuk grond gaan koop, toe nou vir die eerste keer in die land by die Hetiete, want hy het graf gesoek om Sarah in te begrawe, en ons sien dit in Genesis 23. Nou, voordat Abraham toe nou oorlede is, toe vra hy vir een van sy diensknegte om asseblief vir sy seun 'n vrou te gaan soek. En dit staan in Genesis 24 vers 3. Abraham soek nie 'n vrou vir Isak uit die Kanaaniete nie. So hy stuur sy diensknegt en sê, asseblief, gaan na my oorspronklike land toe, gaan kry van my seun 'n vrou by die Hebreëse mense, nie by die Kanaanitiese mense nie. En moet asseblief ook nie toelaat dat my seun, wanneer ek nou nie is nie, al die pad terugtrek na my vaderland toe nie, want God het Kanaan vir ons gegee. Nou, ons as jy die storie gaan lees, sal jy sien dat die diensknegt het toe al die pad na Abraham se huis toe gegaan, en daar vra hy toe vir die Here en sê, asseblief Here, help my, dat my mission wat ek gekry het, of my opdrag wat ek gekry het, suksesvol sal wees. En hy vra die Here, as ek is by 'n pitstop en 'n vrou bied vir my water aan, en sy bied vir my water aan vir my vee, dan weet ek, dit is die vrou wat u gekies het vir Abraham se seun. Nou, hierso het ek net uiteengesit, onthou julle Abraham se pa se naam was Tera, en Tera was die pa gewees van Abraham, hy was die pa van Haran gewees, nou dit was Lot se pa gewees, maar hy is al oorlede, want onthou, Abraham het eintlik maar Lot onder sy vlerk geneem, en dan die ander kind van Tera, so dis nou eintlik Abraham se broer, was Nahor gewees. Nou Nahor het 'n kind gekry, Betiel, en Betiel was die vader gewees van Rebekka. So as jy nou mooi die sommetjies gaan maak, kan jy sien dat Rebekka was dan Isak se niggie gewees. En toe die diensknegt nou aan hulle verduidelik waarom hy gekom het, en die gebed wat hy gegee het, en vir God gevra het om asseblief hom net die regte vrou te wys, toe het Rebekka se familie gesê, ja, dis 100%, sy kan maar saam met hom gaan. Wat vir my nogal interessant is, die dag toe Rebekka toe moes trek, saam met die diensknegt, toe het haar ma vir haar 'n belofte gegee, en dit het nou so mooi ooreengestem met die 7de belofte, wat God vir Abraham gegee het, en ons lees dit in Genesis 24 vers 60. En hulle het Rebekka geseën en haar gesê, ons suster, mag jy duisende van 10.000 word, en mag jou nageslag die poort van sy vyand in besit neem. So sonder dat hulle dit weet, het hulle hierso net weer eens die belofte wat op Abraham se lewe is, wat oorgaan na Isak se lewe toe, het hulle nou die belofte ook uitgespreek oor Rebekka. En toe in Genesis 25 vers 1 sien ons dat Abraham het toe dood gegaan. Maar voordat hy dood gegaan het, het hy weer nog 'n vrou geneem, en die vrou se naam is Ketura, en een van die kinders wat hy toe gekry het by Ketura is dan die vader van die Midianiete. So julle gaan sien weer eens verder in die Bybel gaan ons baie lees oor die Midianiete. So die Midianiete is een van die kinders van Abraham by sy vrou Ketura. En ons sien dat Ismael en Isak het toe opgedaag vir Abraham se begrafnis. In Genesis 25 vers 12 lees ons dat Ismael het gaan woon in Havila tot by Sur wat oos van Egipte lê. Nou ek het bietjie gaan Google om te kyk waar is dit, en onthou God het gesê aan Abraham dat hy sal vir Ismael oppas. En as jy gaan kyk waar is hierdie gedeelte, dan sal jy sien dat Ismael se kinders het gaan bly in Saudi-Arabië. En Saudi-Arabië is 'n verskriklike suksesvolle nasie, en dit is die belofte wat God ook uitgespreek het oor Abraham se kind Ismael.